Goeiedag liefde van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Dis ongelooflik om saam met jou hierdie laaste dag van die week oor dankbaarheid te kan deel en ek hoop hierdie week was vir jou verrykend en het jou verseker nader gebring aan die Here en dat jou hart gegroei het in dankbaarheid. Nou ons het hierdie week gesien hoe lofprysing en aanbidding, hoe dit jou dra, hoe God saam met jou in die valleie is, hoe dankbaarheid jou perspektief kan verander en selfs hoe lofprysing aanbidding, hoe dankbaarheid 'n wapen word wanneer ons vasgevang word, vasgeketting is. Ons dink aan Paulus en Silas waar ons vroeër hierdie week gesels het. Vandag wil ek afsluit met hierdie gedagte. Dankbaarheid is nie net iets wat jy doen nie, dis wie jy word. Ek wil dit weer sê, dis nie wat jy doen nie, of nie net wat jy doen nie, dis wie jy word. Paulus skryf vir ons hierdie kosbare woorde in Kolossense 3 vers 15 wanneer hy sê, laat die vrede wat Christus bring in julle harte heers. Wees altyd dankbaar. Geliefde, dit is so interessant vir my, hy koppel vrede en dankbaarheid saam. Hy sê daai twee is die twee osse wat in dieselfde juk trek. Met ander woorde, jy kan nie werklik vrede hê sonder 'n dankbare hart nie. Hoor wat ek sê, jy kan nie werklik vrede hê sonder 'n dankbare hart nie. So kan ek jou iets vinnig net vra, 'n uitdaging. Hoe sal jou lewe lyk as jy besluit om elke liewe dag te begin met dankbaarheid? Nie net vir die groot dinge nie, nee, maar vir die gewone goeders, ek dink nou, jy sit in die oggend saam met jou gesin, of jy's nog voor jy werk toe gaan, en dan sê Here, dankie dat ek kan asemhaal, dankie vir die mense wat lief is vir my, met wie ek in verhouding is, dankie vir my oë, met wat ek kan sien, my mond waarmee ek kan praat, dankie vir die genade wat elke dag nuut is, nee. Geliefde, dankbaarheid verander hoe jy kyk, hoe jy praat, hoe jy lyk, hoe jy leef, hoe jy wandel. Dis amper soos om 'n lens te dra, wat die lewe net vir jou helderder maak. Wanneer jy kies om dankbaar te wees, gee jy minder plek vir klagtes. En ek dink net dit is so belangrik, as ons net vol dankbaarheid is, daar minder ruimte vir kla en meer ruimte vir vrede. En weet jy wat gebeur met mense wat in en deur dankbaarheid leef? Hulle straal iets uit. Hulle lewens lyk net anders. Hulle is net aantreklike mense ook nie. Jy wil net om hulle wees. Hulle dra hoop, hulle bring lig. Hulle herinner ons en elkeen dat God nog steeds goed is. So, wat is die uitdaging vir ons om aan te dink en te kou? Watter area van jou lewe vandag vra vir meer dankbaarheid? Wat as jy hierdie naweek besluit? Jy vat nou, vandag so oordenking geluister, jy raak stil en jy besluit, ek gaan nie wag vir iets groots om God te loof nie. Ek gaan hom loof nou net hier. Nee, jy luister die oordenking klaar en jy stop en jy sê, Here, help my sien waarvoor ek alles dankbaar kan wees. En dan gaan ek jou waarborg, jy gaan begin sien, as jy dit 'n ritme maak, hoe jou lewe anders te gaan begin lyk. Dankbaarheid is nie net iets wat jy voel nie, dit is 'n houding. Dis 'n ritme wat jou lewe vorm. En wanneer jy en ek kies om met 'n dankbare hart te leef, bring dit vrede, dit bring hoop en dit bring vreugde in elke liewe seisoen. Nou as jy die week saam met ons gehardloop het en jy is opgewonde oor hierdie onderwerp, môre gaan Pastor Kyle Parkhuizen met ons deel oor hierdie onderwerp. Ek gaan verder met ons gesels hier op hierdie aanlyn platform, en as jy in die omgewing is, wil ons jou nooi om te kom draai by ons Alberton campus, 35 Phantom Straat hier in Alberton, vir ons 9 uur diens. Kom loof saam met ons, kom prys saam met ons en kom dank saam met ons die Here vir sy goedheid. Ons sien uit om jou saam met ons daar te hê, want ons wil graag ook saam met jou wees in die teenwoordigheid van die Here. Maar vir nou, kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir hierdie week wat verby is. Baie dankie vir u genade oor ons lewens. Dankie dat u genade ons ook in staat stel om meer getrou te wees en nader in u te wandel. Ek bid, Here, dat ons elkeen vandag sal stop en net sal asemhaal en vir 'n oomblik net inneem en dink, waarvoor kan ons alles dankbaar wees, Here? Kom kweek daai ritme in ons harte. Kom herinner ons, wat maak dit dat ons werklik vrede en genade kan beleef, is wanneer ons lewens vul met meer dankbaarheid. En dan bid ek net vir elke gemeente reg oor ons land môre, wat bymekaar kom. Mense wil altyd 'n gebed weier vat na die wêreld toe, maar Here, daar waar ons Sondag bymekaar kom in ons onderskeie kerke en waar ons betrokke is in ons gemeentes, bid ek dat u teenwoordigheid tasbaar sal beleef word en dat ons saam as gelowiges ons dankbaarheid sal betoon teenoor u. Ek bid vir elke predikant wat môre moet preek en die woord van God moet oopbreek. Mag u julle lippe salf, mag u julle harte vul met u teenwoordigheid en mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte kom vul en in te midde of in ons middes wees, Here. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.